Ons lees eers uit die woord van die Here uit Jesegiel 36. Ons lees van vers 16 af, en ons lees tot die einde van daardie hoofstuk, en dan maak ons die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3, 4, paragraaf 9 tot 12 ook oop, en dan gaan ons dit daarna saam lees. Kom ons lees daar van vers 16 af. Die woord van die Here het tot my gekom. Dit is eintlik maar net 'n manier waarop die Bybel sê, die Here het met my gepraat. En dan eintlik wonderlik, dat ons deur die geloof na al die jare ook kan sê, nie net tot Jesegiel nie, maar ook tot my, tot elkeen van ons. Mens, toe Israel nog in hulle land gewoon het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. Kyk nou 'n metafoor wat gebruik word vanweë die Joodse wette. Ek weet ons dames probeer maar ook sensitief hieroor, maar dis eintlik 'n manier van beklemtoning, die verontreiniging van die land. Hulle optrede was in my oë net so onrein as 'n vrou wat mense eer. Ek het my toorn oor hulle laat losbreek, oor die bloed wat hulle vergiet het, en oor die afgode waarmee hulle die land verontreinig het. Ek het hulle verstrooi onder die nasies, en hulle na ander lande toe uitmekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optrede en hulle gedrag. En toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen, toe die mense van hulle sê, maar dis mos die volk van die Here hierdie, lik hom uit sy land. Hoor u, begin by verontreiniging, en dan gaan dit oor in daardie oneer wat die naam van die Here aangedoen word. Met ander woorde, geweld wat die naam van die Here aangedoen word. Ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie terwille van julle dat ek optree nie, Israel, maar terwille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het, die derde keer, en nou weer 'n vierde keer, julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek met julle doen, voor die oë van die nasies, sal julle besef, dat ek die Here is, sê die Here my God. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak, en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid, en van al julle afgoderry. En dan ons fokusvers, een van die fokusverse, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal 'n kliphart uit julle liggaam uithaal, en julle 'n hart van vleis gee. Ander vertalings praat van vlees. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon, wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees, en ek sal julle God wees. Ek sal julle bevry van alles waarmee julle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek, en sorg dat dit baie is. Ek sal nie meer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is, en groot oeste op die lande, sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef, dat julle hongersnood het nie. Dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie. En julle sal afskuw hê van julle self oor julle sonde en julle afskuwelike dade. Julle moet weet, sê die Here my God, dat ek die dinge nie terwille van julle doen nie. Al wat julle pas Israel is skaamte en skande oor julle optrede. So sê die Here my God,
Die dag as ek julle van julle sonde reinig, sal ek sorg dat julle stede weer bewoon word en sal julle puinhope herbou word. Die kaal gestroopte land sal bewerk word in plaas van daarvan dat dit kaal lê voor die oë van almal wat daar verbygaan. Hulle sal sê, die land was verlate en nou is hy soos die tuin van Eden. Die stede het in puin gelê, hulle was verlate en verwoes en nou is hulle vestingstede met inwoners. Die nasies wat nog rondom julle oor is, sal besef dat dit ek, die Here is, wat die verwoeste stede herbou het en die kaal gestroopte land weer beplant. Ek, die Here, sê dit en ek sal dit doen. Ongrypend, nee, ek sê dit en dit gebeur. So sê die Here my God, ek sal ook nog dit vir Israel doen in antwoord op hulle gebede. Ek sal hulle soos kleinvee laat vermeerder. Die stede wat nou in puin lê, sal net so vol mense wees as wat Jerusalem vol kleinvee is in die feestydde. Kleinvee vir die offers. Dan sal Israel besef dat ek die Here is. Ook weer 'n frase wat 3 keer in die gedeelte gebruik word. Hulle besef, begryp dat ek die Here is. Vers 21 en vers 26 is ons fokusvers. Kom ons lees vers 21. Ek is begaan, nee, ek is besorg oor my heilige naam wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daar staan letterlik, ek neem ter harte dat my naam oneer of geweld aangedoen is, oral waar hulle gekom het. En nou vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. En net daardie eerste gedeelte, en ek sal my gees in julle gee. Nou lees ons saam uit die Dordtse leerreëls, paragraaf 9 tot 12. Baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom nie na hom toe nie en bekeer hulle. Die skuld hiervoor lê nie in die evangelie of in Christus wat die evangelie aangebied is nie. Ook nie in God wat mense deur die evangelie roep en aan hulle verskillende gawes gee. Die skuld lê by die geroepene self. Sommige neem deur sorgelose die woord van die lewe nie aan nie. Ander neem dit wel aan, maar nie in die binneste van hulle harte nie, met die gevolg dat hulle na 'n kortstondige blydskap van die tydelike geloof weer terugval. Ander weer dat die saad van die woord deur die dorings van die sorge en deur die welluste van die wêreld verstik en dra geen vrugte nie, soos ons verlosser dit in die gelykenis van die saaier leer in Matteus 13. Paragraaf 10. Ander mense weer wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. Dit moet egter nie aan die mens toegeskryf word asof hy op deur sy vrye wil van ander onderskei wat eweveel of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het. So stel die hooghartige ketterheid van Pelagius dit. Dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep hulle almal kragdadig in die tyd. Dis belangrik, hy roep hulle kragdadig, en nou gaan ons hierna lees van die wedergeboorte, in die tyd, en skenk hulle geloof en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring hy hulle oor in die ryk van sy seun, om die deugde van hom, wat hulle uit die duisternis tot die wonderbare lig geroep het, te verkondig en om nie in hulle self nie, maar in die Here te roem. So getuig die apostoliese geskrifte telkens. Paragraaf 11. Verder, wanneer God sy welbehaag in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie,
Hy verlig ook nie net hulle verstand deur die Heilige Gees om die dinge van die Gees van God reg te verstaan en te onderskei, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was lewend, wat sleg was goed, wat onwillig was gewillig en wat ongehoorsaam was gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Dan paragraaf 12. Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op soortgelyke wyse in ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk die mense die mag sou hê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie aangename, wonderlike, verborgde en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die skrif, wat deur hom die outeur van hierdie werking geïnspireer is dit deur sy krag, wat nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies is. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike en wonderbaarlike wyse gewerk, sekerlik onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Dan word die wil wat nou vernuwe is nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God gedryf word, werk dit ook self. Daarom word ook reg gesê dat die mens die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Geliefde broeder en suster, die ouerlik maak onder ons kan moontlik dink aan 3 Desember 1967. Nou terwille van ons jonger lidmate, wat toe nog nie die lewenslig aanskou het. Dit is 'n historiese dag van die eerste suksesvolle hartoortplanting wat in Suid-Afrika gedoen is. 'n Suksesvolle hartoortplanting in die lewe van 'n persoon en daarna nog persone wat totale hartversaking beleef en eintlik die dood in die gesig staan. Maar deur 'n hart wat oorgeplant word, nuwe energie kry, mens wil sê 'n nuwe lewe ontvang. Natuurlik is dit vandag nog iets wonderlik om te dink. Maar weet die broer en suster, lang voor vertel die Bybel ons van suksesvolle hartoortplantings deur God die Heilige Gees. Kan jy jouself indink? God wat op so 'n kragtige manier werk, dat hy lewe uit die dood kan gebied, en nou vanaand weer vir ons gesê, die hart van klip sal hy wegneem en aan ons 'n hart van vlees gee. Hy sal sy gees, sy asem in ons laat werk,
sodat daar 'n nuwe energie is om hom te kan dien. Is dit nie aangrypend? Die Bybel praat eerste nog voor die mediese dokters van suksesvolle hartoortplantings. Maar nou weet jy, broeder en suster, en dit gaan ons ook in die prediking kortliks in oënskou neem. Wanneer 'n hart oorgeplant moet word, dan iemand die totale hartversaking beleef, is dit belangrik om allereers vas te stel, kom ons noem dit dat hierdie ou hart, die hart wat nie meer werk nie, werklik tot so 'n mate agteruit gegaan het, dat dit eintlik maar 'n kwessie van tyd is voordat die persoon sal ontslaap. Maar dan die volgende kopseer, 'n geskikte skenker moet gevind word. Iemand van die regte bloedgroep, met die regte weefselstruktuur, sodat die geleenthede vir verwerping van die hart, menslik gesproke en medies gesproke, so ver moontlik beperk kan word. Maar wanneer hierdie skenker in die hart gevind is, moet daar met 'n uiters noukeurige en 'n uiters professionele span dokters saamgewerk word wat hierdie operasie uitvoer. En kyk nou, broeder en suster, van al hierdie dinge praat Jesegiel. Praat Jesegiel hier in ballingskap met hierdie volk van die Here. En wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, kyk, uit julle self is julle dood. Hoeveel kere het ek nie hier aan die Kebare vuur gepreek en gesê, so spreek die Here, Here. Hoeveel keer het ek nie gepreek vir daardie mense wat nou in Jerusalem tussen die puin lewe, verharde oor. Hulle koppe, sê Jesegiel 3, so hard soos diamantpunt. En tog, waar julle as ware 'n doodloopstraat bereik, waar julle dood is vanweë julle onreinheid, julle sonde, julle ongehoorsaamheid, die feit dat julle my naam keer op keer geweld aandoen, juis hier gaan ek ter wille van die eer van my naam en die heiligheid van my naam 'n nuwe lewe, 'n nuwe hart aan julle gee, want dis die enigste oplossing. So terloops, broeder en suster, diegene van u wat hou van geskiedenis, die vestingstad Masada, toe die Romeine ten einde laas na maande wat hulle probeer het om hierdie 1000 Jode tot oorgang te dwing, dit ten einde laas reg kry om Masada aan te neem, met 1000 Jode selfmoord te pleeg. Liewer selfmoord pleeg as om hulle te onderwerp aan die Romeine. En wat kry hulle? By hierdie 1000 Jode wat hulle self in die lewe gebring het. 'n boekrol van die boek Jesegiel. Is dit nie treffend? Hulle wat hulle self in die lewe bring, wat met hierdie boekrol by hulle, na alle waarskynlikheid gelees en bestudeer, voordat hulle lewens geleef het, wat vertel van 'n nuwe lewe, selfs 'n lewe wat dan aanhou met gevolge tot in alle ewigheid. Maar nou, broeder en suster, na ons die terloopse opmerking gemaak, nooi ek u om saam met my in te kyk na hierdie gedeelte en ook na die Dordtse leerings. En dan sou ons dit op baie maniere kon stel, maar moontlik is die volgende 'n goeie raakvat en saamvat van wat die gedeeltes aan ons bekend maak. En dit is, God
neem die toestand van sy kinders se harte ter harte, en nie met ernstig op, en hy draai my lewensrigting. Sien hier hoe word die swak harttoestand met koerslose of met rigting verbind. Nou, dan gaan die saak aan die hand van 3 skandiere vanaand vir ons hier rondwenk. Ons gaan kyk na daardie siek hart, daardie hartversaking wat God ernstig opneem. Maar ons gaan kyk na die wonder van lewe uit die dood deur 'n nuwe hart wat oorgeplant word. En dan in die derde plek, die verwondering ja, oor hierdie kundige, drie-enige God, wat alles in my lewe kom omdraai, het 'n nuwe lewe. Nou broeder en suster, in ons fokusvers kom dit baie duidelik na vore. Die Here sê hoeveel keer, julle onreining, die feit dat julle my oneer aandoen, die feit dat julle lewensdoel misluk het, dat julle eintlik in daardie sin van die woord 'n mislukking was. Iets wat ek so mooi gemaak het, maar julle deur julle eie ongehoorsaamheid tot 'n mislukking gaan stel. Hieraan gaan ek iets doen. En dan kom ons fokusvers, vers 26, en sê, hierdie, kom ons noem dit, drastiese fout wat julle gemaak het, hierdie drastiese sonde van julle, wat nie net maar 'n vuil hand is, wat ek hier ergens in olievuil gemaak het, en gou met 'n bietjie kombuisseep of ander seep kan afwas. Dit verg iets drasties. Dit verg dat ek moet kom ingryp. En hoe gaan ek dit doen? Ek gaan maar julle dan uit julle self totaal en al onmagtig is, iets oorplant in julle lewe, maar alvorens ek dit doen, gaan ek daardie hart van klip verwyder, ek gaan dit uitsny uit julle lewens. En ek gaan julle hart van vleis, van vlees gee. En ek gaan my gees in julle laat woon en werk. Nou broeder en suster, kom ons neem dit en ons bekyk dit van naderby. As jy Esegiel praat van 'n hart van klip, dan sou daar na alle waarskynlikheid minstens 4 betekenisvlakke kan wees aan 'n hart wat so hard soos klip is. In die eerste plek dui dit op iets soos 'n klip wat hard is. Klip wat jy nie net soos 'n klomp sand met die vingers plat vryf. Dis hard. Dit sou kon beteken om ongevoelig te wees. Dit sou kon beteken om ongehoorsaam te wees. Of dit kan beteken om afgestomp te raak. Miskien is al 4 betekenisse hier van toepassing, maar dan amper in iets van hierdie aanswellende toon van hoe dit kulmineer en dit ontbreek in hierdie volk wat afgestomp geraak het vir God se woord. Hiervan praat die Dorse reëls. Sekere mense deur sorg, ander deur lewenspatrone. En hoe daardie pad eintlik hard gerol word sodat die evangelie nie ingang het in ons lewens. Maar nou kom die Here en hy sê, hy sal hierdie afgestompte hart, hierdie dooie hart, hierdie hart wat versaak om te werk, sal hy uitsny. En hy gaan 'n nuwe hart gee. Wat is daardie nuwe hart? Daardie nuwe hart beteken 'n hart wat reg klop. 'n Hart wat ontvanklik is. 'n Hart wat sensitief is wanneer dit kom by dit wat die Here wil hê ons moet doen.
alles te kroon, gaan hy ook die lewensasem aan ons gee. Hy gaan sy gees aan ons woon, laat woon en laat werk. Met ander woorde, daar gaan nuwe energie loskom om hom weer raak te sien. Ook wanneer hulle dan later terugkeer na hulle land wat tans in pyn lê. Hoe aangrypend, broeder en suster. Die Here beloof dit. En wanneer hy dit beloof, dan doen hy dit. Nou, as ons Jesegiel 36 reg wil begryp, dan sê Jesegiel, mense, julle is op pad om hier, nie alleen teen 'n muur vas te loop nie, maar julle is besig om hier oor 'n afgrond te loop. En die Here weet dit. En nou beloof hy, gaan jou rigting totaal en al omdraai weg van die afgrond van hierdie verderf en ewige verlorenheid. Hy gaan daardie lewensrigting omdraai. En wat gaan hy doen? Hy gaan deur sy gees 'n nuwe geboorte, 'n nuwe lewe in jou binneste bring. Sien u hoe kom Jesegiel 36 en kom met 'n kragtige vergrootglas bokant die dordse leerreël staan. Die dordse leerreëls wat eintlik in soveel woorde hierdie spanningsveld beleef van dieselfde evangelie met dieselfde aanbod van genade, met dieselfde kragtige boodskap van liefde, vrede en versoening. Wat week na week, dag na dag, na alle mense toe uitgaan. Maar sekere mense neem dit nie aan nie. Hierdie woord wat hulle dan wel hoor en indring, het nie enige uitwerking. Maar dan word die dordse leerreëls vir ons voor oë gehou en gesê, dit wat daar gebeur is nie God se skuld. Dit is, om het so uit te druk, mense wat hierdie hand van genade minag en wegklap. Maar, hoor u nou wil ons ook redeneer en sê, as hierdie ongelowiges wat dan verkies om in hulle sonde te bly en nie ontvanklik te wees vir die woord nie, as dit hulle eie skuld is, dan moet dit ons te danke wees aan hierdie goeie mens wat ek is, wanneer ek hierdie woord indrink en ek is ontvanklik en ek glo en hierdie bekering straal uit my hele lewenswys. En dan sit die dordse leerreëls ons vinger hier op ons plek en stel dit reg. Nee. Dis nie te danke aan jou nie. Dis te danke aan 'n bonatuurlike, uiters aangrypende ingryping van God in jou lewe. Die wedergeboorte. Nou die wedergeboorte kan jy maar gaan lees van al paragraaf 11 en 12 word dan beskryf. In die heel eerste instansie as God die Gees, God Almagtig, wat op so 'n kragtige manier, tog so 'n mens van ons sê aangrypende, wonderlike manier indring in die diepste kern van jou menswees. Dieper as wat ek straal foto's 'n foto van kan. Hy dring in die diepste kern van jou hart, en nou weet jy, ons het dit al van tevore met mekaar gedeel. Meer as 1000 keer in die Bybel lees ons van die mens se hart. En die hart, weet ons, is tog die kragsentrale van jou lewe. Die mense in die Bybelse tyd het dit ook beskou, dit was die hoofkwartier, dit was die setel van al jou gedagtes, van al jou besluite, eintlik van jou alles. En nou kom die dordse leerreëls en sê, die wedergeboorte is daardie kragtige, mens wil sê diepsinnige, diepkyk, verder kyk van God waar hy indring in jou hart.
om wat te doen. Hy dring in jou hart in, om dit wat gesluit is, vanweë sonde, oop te maak. Dit wat totaal en al verhard is, te laat vermurwe, sag te maak. Om sodoende, deur dit wat hy hier oorplant in my, soos die Dordtse leerreël sê, waar ook die menslike bose wil vanweë die sonde, daardie wil omgedraai word. So, deur die wedergeboorte, 'n lewenspad wat wegbeur van God af, wat op so kragtige wyse omgebuig en omgedraai word, dat gelowiges God raak sien. Hoe? Deur die geloof. Maar nie sonder dat die Dordtse leerreëls dit vir ons op 'n paar plekke onderstreep. Die wedergeboorte wat sê, 'n nuwe lewe uit die dood. En nou die wedergeboorte, broeder en suster, weet ons. In die alledaagse lewe is nie aldag die maklikste onderwerp om oor te praat. Dit is nie die maklikste onderwerp om oor te praat. Want ons het mense wat sê, op hierdie dag, op hierdie datum, op hierdie tyd, het die wedergeboorte in my lewe gebeur. En dan is daar ander mense wat sê, nee, nie. Maar mense wat eintlik van kindsbeen af deur die genade van die Here op 'n tyd wat hulle moontlik nie van bewus is, dit ook so ervaar het dat die lewensrigting omgedraai is. Nou wie is reg? Wie is verkeerd? Albei is reg. En in albei gevalle, broer en suster, kan ons nie anders as om te sê, dankie Here nie. Dankie dat U op so 'n kragtige manier werk, ongeag ouderdom, ongeag lewensomstandighede. Dat U so almagtig is. Dat U iemand wat verhard is en eintlik 'n bose, rowwe lewe geleef het. Hoe dat U binne oomblikke, Paulus, op pad na Damaskus, daardie persoon in die stof kan laat neersak. En al wat daardie persoon kan sê, op 'n bang manier, wie is die Here? En dan moet hy hoor, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar net so kragtig is die God, wanneer hy eintlik van moederskoot in iemand wat dit nie kan verstaan nie, sy lewe 'n nuwe hart moet maak. Sodat daardie kindertjie selfs van baie vroeg af ouer mense en volwasse mense beskaamd laat oor daardie geloofskrag en daardie geloofsywer in hulle lewens. So gewigtig is hierdie onderwerp dat selfs hierdie geleerde man Nikodemus in Johannes 3 dit nie mooi kom begin. Maar Jesus hom sê, maar jy moet weergebore word. En dan word die woord in die oorspronklike gebruik van jy moet van bo af gebore word. En dis nie belangrik om te onthou. Wedergeboorte is nie werk van onder af bo toe nie, maar van bo af onder toe. Dis God se werk in mense se lewens. En daarom, broeder en suster, kan niemand van ons in hoogmoed en in trots neerkyk op ander en sê, jong, as jy nie jou dag en jou datum van my kan sê nie, dan is dit nag in jou lewe. Dit moet ons diep dankbaar maak. Want wat sê die Dordtse leerreëls? Die oomblik wanneer daardie geestelike geboortemoment, daardie omdraai van jou lewe geskied, is dit iets kragtigs wat aangaan. Dan word jy soos 'n boom, waardeur die lewenssap vloei en daardie boom begin vrugte dra. Dan lees maar die vrugte van die Gees. Lees maar 1 Korintiërs 13, lees talle ander gedeeltes, waar daar beskrywe word hoe dit 'n klomp van hierdie eienskappe, sagmoedigheid, liefde, selfbeheersing en noem maar op,
Hoe die dinge dan ook uit 'n mens se lewe uitvloei. Ja, natuurlik, jy is reg. Nie op 'n volmaakte wyse nie, want keer op keer ervaar ons hoe dit ons ook weer val. En hoe dit ons deur die bekering ook weer moet terugdraai, maar hierdie keer met die wete, daar is 'n huis en ek weet waar die huis is. En God roep sy kinders wat val terug. Selfs al moet ons soms ons koppe staan vanweë hierdie ekkerheid, vanweë die eie koers wat ek inslaan. Maar die Here beloof dat die wat hy van ewigheid af nie moeite gemaak het kragtens die uitverkiesing, dat hy op sy tyd en op sy manier dit wat van hart is omdraai en hierdie nuwe hart gee. Maar wag, broer en suster, ons laat iets baie belangrik uit. Ons het gesê 'n nuwe hart vereis 'n skenking. Nou waar kom die hart wat aan ons gegee word? Wie is die skenker hiervan? Waar kom dit vandaan? Lees mooi. Deur die offer van ons Here Jesus Christus, wat ons vlees en bloed kom aanneem. Wat presies weet wat mense deurgaan, in alles aan mense gelyk, behalwe hy het nooit enige sonde nie. Dit is waar die grootste skenking vandaan kom. Sy hart, sy polsslag van liefde word my polsslag, word my nuwe energie. En nou sê die Dordtse leerreëls in die skrif, danksy hierdie wonderlike drie-enige God, wat die mees bekwame kardioloog, chirurg van alle tye is. Hy neem die offer van ons Here Jesus as 'n welgevallige offer aan. En hy stort die Heilige Gees uit in ons binneste. Hy doen dit. En wat gebeur wanneer die asem van God die Heilige Gees in ons begin werk? Dan kom my lewe in pas met dit wat die Here wil hê ek moet doen. U sien, broer en suster, 'n siek, 'n dooie hart word lewend. En wie waarborg dit? Die mees kundige hartspan ooit. Die almagtige drie-enige God, wat in ons lewens op die Here se tyd en op die Here se manier hierdie rigting van mense kom omdraai. Nou het ek 'n nuwe hart. En as ek 'n nuwe hart het, dan voel dit of ek 'n nuwe lewe. Mense met hartoortplantings, selfs hartomleidings wat na die tyd sê, ek kan nie glo dat ek nie al lank kan wat doen nie. Want ek sien nou weer kans. Ek is nie meer so moeg nie. Waar die verskonings wanneer dit kom by die dinge van die Here, wat ewe skielik al hoe